Vader, laat hierdie beker my verbygaan, Vader. Nog nie my wil nie, Vader, maar U wil geskied. Amen. Rabbi! Judas, verraai jy my met 'n kus, vriend? Neem hom gevangen! Los hom uit! Los hom uit! Jy was nog! Hy wat by die swaard leef, sal by die swaard sterf. Gryp hom! Gryp hom! Pontius, hierdie man is 'n godslasteraar. Hy het gesê hy gaan die tempel afbreek en in 3 dae weer opbou. Hy noem homself die seun van God. Hy leer in die sinagoge as dwaalleer. Hy noem homself die koning van die Jode. Die koning van die Jode? Is jy die koning van die Jode? U sê so. Ek sien het niks wat met hierdie man. Die wet van Moses het bepaal hy moet sterf. Hy verdien die dood, Pontius. Wat sou jy voorstel dat ons doen? Kruisig hom! Kruisig hom! Hierdie man het niks gedoen wat die doodstraf veroordeel nie, hoofpriester. Wat dit die skare moet gedoen word. Kruisig hom! Kruisig hom! Ek was my hande in onskuld. Maak met hom net soos wat jy wil. Nee, kruisig hom! Kruisig hom! Vader, vergeef hulle, Vader. Hulle weet nie wat hulle doen nie. In U hande lê ek my gees oor. Dit is volbring. Is daar steeds die wat gehoorsaam is aan die roepstem om uit te gaan vir daardie groot opdrag. Gaan dan heen en maak disippels. In die volgende toneelspel gaan daar evangelis wees om die evangelie op verskillende maniere te deel. En daar is die wat positief reageer vir die heuwel en die wat dit wegsteek. Dit gaan oor Jesus Christus en om sekerheid en van saligheid en hoe ons verlos kan word en oorwinning kry oor sonde. Ons wil net vir jou sê. Ons ken die Jesus. En ons gaan kerk toe. En daar's niks van om 'n bietjie te druk so nou en dan nie. En laat ons jou mooi vertel. Jesus is water en wyn verander. Vriende, God het my verlos van my sondes toe ek hom my lewe gegee het.
As julle hom net sou vra en in julle lewe te kom, om sou vra om julle sondes weg te was, ek oordeel julle nie. Ek vra net vir julle, hoe julle nie om aanneem as julle persoonlike verlosser en saligmaker. Hoorie so. My pa is die dominee. En moenie jy kom staan hier iets niets vir my kom staan hier nie. Ek is meer geniet as jy. Cheers. Nadia, wat jy meer geniet. Hy gaan nie my nie. Hoor jy? Wie wat is? Het lyk op my werk, maar los my uit ek moet toe. Anona, Jesus is baie lief vir julle. Aanvaar hom asseblief. Kom nou, Nadia. hoor jy so? Kom jy? Wag 'n bietjie net maar gaan. Kom, ons moet gaan. Nadia, gaan jy kom? Sorry. Ek sien jou nou. Ek is 'n verlore sondaar. Die twee weer. Die twee paaie, ek span wel toe. Wie is die? Jesus. Jesus het vir my gesterf. Ek jammer. Ek is nou jammer. Vergewe my. Ek is 'n stormblad. Asseblief kom was my skoon met die kosbare bloed. When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died. Ag Here, dis 2 die oggend. Probeer straatwerk doen, Here, maar niemand wil reageer nie. Niemand wil nie aanvaar die Here Jesus wil nie kom siele red vanaand hierdie oggend. Asseblief Here Jesus, help my. Amen. Stop! Wat doen jy nou? Kyk met jou. Au! Wat doen jy aan my mos net kry? Tom, los die man uit, ou. Jy kan so lyk, jy kan die kar bekostig nie. Dis kom jy loop. Vir jou te moeilike. As ek met hom klaar smeek ek Jammer. Kan ek nie nog ietsie gee oor Jesus Christus en hoe sekerheid hy van saligheid om gered te word? Jesus Christus. Ja. Som is jy dominee. Christus aan ons afgedoen. Tom, moenie worry. Hy sê doop nie, hy gaan hemel toe, ou. Moenie stres nie, ou. Dis hoe ek sê ja. Maar doop nie. As ons nou sou gesterf het vanaand, waar toe sou ons gegaan het? Hemel toe of hel toe? My vriend, die Bybel sê die loon van die sonde is die dood. As julle sou aanhou leef in julle sonde en daarin sou sterf, dan gaan julle ongelukkig hel toe. Dit is die straf van die sonde. Maar julle hoef nie. Jesus Christus is lief vir julle. Wat kom staan jy 2 in die oggend hier op straat om daai boodskap vir mense te vertel? Wow, ek kan nogal baie respek hê vir hom. Dis nogal wow. Ouens, ek sal vir julle respek hê as ons net kan in die kamp in Rijn gaan. Nee, maar wag. Dominee, wat moet ek doen om by die Here te kom? Kyk, daai vriende wat jou ma gesê het jy moenie met vriende maak. Dit was ek is daai ou. Almal se ma's het hulle teen my gewaarsku. Ek het spesifieke goed gedoen, onvergeeflike sonde, roekeloos. Hoe kan ek vergewe word? Kan ek hemel toe gaan? Wat moet ek doen? Geen om wat se sonde julle ooit teen die Here gepleeg het. Sy bloed is genoeg om elke sonde weg te was as julle net na hom toe sou kom en hom vra.
Sy arms staan wyd oop, man. Sy Rarig, is lief vir jou. rarig, selfs vir my. Ek dink Ja, ons weet, ons gaan kerk toe, John. Ons is aangeneem en voorgestel in die kerk. President van ons is op pad om iets te kry om te keer. Daniel, McDonald's se beetburger gaan altyd daar wees, maar ons het nog nie hierdie ou een keer ons lewens gesien nie. As ons hierdie kans mis, wie sê daar gaan weer 'n kans wees? So, maar dink jy nie, hy is gestuur vir ons nie? Ou hardlopies om nie voor mekaar in nie. Daniel, as ek Jesus Christus is gestuur af aarde toe, 2000 jaar terug. Hy is gestuur om julle sondes weg te neem. Ouens, wat hou julle terug? So, maar ek kan my lewe gee. Yes. Julle ouens, dis klein, julle is in 'n klein dag net beragtig. Nou nie so Ons wees is nie. aangeneem en voorgestel in die kerk. Nie dit ons. Ek weet, maar ons is aangeneem en voorgestel in die kerk. En wat gaan aan met julle? Wat is fout met julle? So, Is dit beter geweest vir die ou net bord dood gery het? Ek span die kyk daar. gaan nou loop, ek wil. Maar vir die afgekom, wat sê nou? Daniel, Jesus is lief vir jou. Dis 'n besig ou. Sorry, Het vir jou gesterf. So ja, hy is maar. Ja, Okay. So, maar kom in dit van hulle. Ouens, dit is so eenvoudig. Die Bybel sê hy wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Kom roep julle nie vandag die Here se naam uit nie. Die oplossing is die kruis. Ag ja, ek is 'n vuil sondaar vir U vanaand, Here, en ek weet dat die sonde wat ek gedoen het, elke dag as ek U wet verbreek het, staan tussen my en U. En ek weet dat ek niks met myself kan doen om gereinig te word van daardie sonde. Maar ek dank U vir U seun wat U gestuur het om aan die kruis te sterf vir my sonde. En ek vra dat U vanaand my sal was in U seun se bloed en dat U my U kind sal maak. Amen. Here Jesus, dankie dat U aan die kruis gesterf het en dat die kruis sterker is as sonde, dat dit maak nie saak hoe groot my sonde is en wat ek al my lewe gedoen het. U het vir my ook gesterf en die bloed gestort en daar is krag in die bloed en ek kom sê vir U dankie. En dankie dat ek vandag van net my sonde na U toe kan bring. Ek kan kom roep vir genade, want ek kom vergewe en kom was deur die kosbare bloed. En ek kom sê vir U dankie daarvoor en ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Jego, dis ongelooflik wat die Here in 'n mens se lewe kan doen. Jou ook, ou meneer, het my lewe totaal af verander toe my lewe weg, my sonde weg was het. My eie ma ek nie. Dit is ook alles nie. Hey, Nadia, wat maak jy hier? Wat kan jy hier sien? Dis 'n wonderwerk, die Here het my so uit genade gebring. Dit is vir jou om te doen. Ja, en wat van jou? Hy het my die sonde gedoen, my lewe is verander. Wat het gebeur? Liewe ver gaan, daar moet jy staan. Wow, fantasties nie. Hallo julle. Lekker om in die kerk te sien. Goed. Wanneer is goed vir mans soos jy by 'n plek van nie te sien nou. Ja, soos ek smaak altyd hier. Ek het my plekkie warm gestel laas. Ja, wat hoe julle uitgekom? Tom, die Here het ons lewens verander. Ons is nie meer dieselfde nie. Ons is nuwe mense, kan jy dit glo? Prys die Here. Sure. Dis nie waar ons ons harte vir Here gegee. Toe dit gedoen het, soos Jan gesê het, dat ons lewens kom verander. En ons is vanoggend hierso by die kerk nie omdat net mense wil behaal soos ek vroeër gedoen het, maar omdat ek vir Here lief is. Julle was altyd Christene. Ja. Ek verstaan nie wat het nou verander. Nee, ons almal het gedink ons is Christen. Ons het voorgegee ons is Christen. Maar ons harte was hard. Ons lewens het die verkeerde dinge gedoen. Maar toe ek by die Here uitgekom het, het my hart verander. En ek het gelewe soos die Here Jesus. Ek het lewe verander. Nou weet ek is 'n Christen. Ek sien nie net ek is een. Wat vir my so wonderlik was, is al was my pa die dominee, het ek geweet uit die evangelie hoor, ek, Nadia, moet gered word.
Nadia, jou en julle almal se ouers is Christene. Julle is gelowige mense. Ja, maar jy sien Werner, net omdat jy ouers red is, beteken nie jy is red. Kyk, as jy in McDonald's gebore word, dan maak ek vir jou McFeast te maak. Ok, Dooms het gesê die diens begin, so, ons almal is by die kerk, sal het saak maak, so kom maar in, Baie dankie hoofouderling. Ag, dis kosbaar om julle ook net hierso te sien. Ons gemeente, ons is baie opgewonde om julle te hê. Kom ons sing gou 'n koortjie saam. Do you want joy, real joy, wonderful joy? Let Jesus come into your heart. Ag, dis kosbaar. Om ietsie kort uit die woord uit vir julle deel wat my diep getref het die afgelope tyd. Elkeen van julle is kosbaar geskape. Absoluut perfek geskape in die beeld van God. Amen. En saam met daai skepingswerk in julle lewens het God ook vir elkeen van julle 'n vrye wil gegee. 'n Wil om te kies wie julle wil volg of nie. In Genesis lees ons dat Adam en Eva ook daai vrye keuse gehad. Maar hulle het gekies om die sonde te doen. En deur hulle sonde het die wraak van sonde op elkeen van ons geval. Die sondeval, en elkeen van ons is gebore in sonde volgens Psalm 51. En vriende, as julle nie gaan kies om die Here te dien nie, as julle nie gaan kies om sy weë te volg nie, gaan julle opeindig in die hel. Maar as julle Jesus kies, sal julle hemel toe gaan. Want dit is bestem vir die mens om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Jo, laas keer wat ek so deur die bus was, het ek 'n stukkie gerook. Julle, wie is julle? Ons is die engele. Jy is in die ewigheid. Beteken dit ek is dood? Jy is dood, ja. Soos die skrif sê, dit is bestem vir die mens om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. En laat ons sien of jou naam geskrywe is in die boek van die lewe. Is Alana van der Westhuizen se naam geskrywe in die boek van die lewe? Laat ons kyk. Alana. Nee, jou naam staan nie hier nie. Asseblief kyk weer, dis Alana met 3 A's van der Westhuizen. Jou naam staan nie hier nie. Die loon van die sonde is die dood en jy het nie Jesus gekies nie. En daarom is jou stem vir die verdoemenis. Laat ons sien of jou naam geskrywe is in die boek van die lewe. Is Daniel Mares naam geskrywe in die boek van die lewe? Nee, jou naam staan nie. Ja, maar dit moet ook wees. Ek is aangeneem en voorgestel in die kerk. Verwaar, ek sê vir as iemand nie weergebore is nie, kan die koninkryk van God nie sien nie. En Daniel, daarom is jy bestem vir die hel.
naam geskrywe is in die boek van die lewe, om te weet waarheen sal jy gaan as jou ewige bestemming. Hemel. Is Nadia de Bruin se naam geskrywe in die boek van die lewe? Ja, Nadia. Ja, haar naam is hier geskryf. prys die Here. Ek het geweet. Want so lief het God die wêreld gehad, dat sy enige gebore seun gegee het, dat elke ding ons nou nie verlore mag gaan nie, maar ewige lewe kan hê. Ek het hom aangeneem. Vir Jesus aangeneem. Jy het Jesus gekies waar jou sondes is weggewas en vergewe, en daarom kan jy die hemel binnegaan. Jo, die son kan nie nou opwees dat ek nou net gaan slaap. Waar is ek nou? Wie is julle? Ja, en jy is in die ewigheid, jy het verstaan. Is die hemel daar? Ja, daar is 2 bestemmings. Ek gaan hemel toe, ek gaan hemel toe. Daar aand het ons gery en dan 'n sendeling voor ons kar gespring. En daardie aand het ek my lewe vir die Here gegee en my sondes vergewe. Ek kan nie aan. Prys die Here. Laat ons sien of jou naam geskrywe is in die boek van die lewe. Is Ian Watterson se naam geskrywe in die boek van die lewe? Ja, my naam staan hier geskryf. Prys die Here. Omdat julle weet dat nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is, uit julle eie lewenswandel nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, is 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. En omdat jy Jesus gekies het en jy lewe skoon en gewas is, daarom kan jy die hemel binnegaan. Dankie Jesus. Hey, die hemel. Gelees al van die Openbaring. Julle is die engele, né? Ja, Wonderlik. Stroomsokkie. Ons het saam gebraai altyd. Ja, dankie. Hier is die boek van die lewe, né? Net so wat. Yes, dankie. Lees maar Ek daarso. sê dat soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en Daarna daarna die oordeel. Dis sy, dankie. Jesus se naam geskryf is in die boek van die lewe is die enigste wat eendag die ewigheid saam met God sal deurbring. Ja. Ek het baie geld betaal vir daai strate van goud, hoor. So jy maar kyk daarso. Laat ons sien of jou naam geskrywe is in die boek van die lewe. Is Werner Mostert se naam geskrywe in die boek van die lewe? So het gesien ons. Waar? Wonderlik. Jou naam staan nie hier geskryf nie. Ekskuus. Engel. Hoorie, verstaan ons mekaar hierso. Het jy gesien ek was in die kerk, ek is die ouderling, ek het geld gegee, ek ken my Bybel. Verstaan jy? Al daai dinge maak niks saak as jy Jesus in jou lewe het nie. Weet julle, want julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binnekant is dit vol roof en onmatigheid. So lyk dit ook van binne vir die mense wel regverdig, maar van binne is hulle vol geveinsheid en ongeregtigheid. Jy mag buite mooi en skoon gelyk, maar binne was jy vol sonde. Nee, kan nie waar wees. En wellik daarom is jy bestem vir die verdoemenis. Wie is julle?
Waar is ek nou? Jan, jy staan voor ons die engele. En nou? Dit is ewigheid. Jy het gesterwe. En soos die skrif sê, soos dit vir die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. So ek gaan of jy nog wel. Ja, Rond gaan. laat ons sien of jou naam geskryf is in die boek van die lewe. Want net die wie sy naam geskryf is in die boek van die lewe, kan die ewigheid saam met God deurbring. Is Jan Mostert se naam geskryf in die boek van die lewe? Ja, jou naam is hier geskryf. Ek het geweet, want ek het daai aan langs my vriend Jan gekniel en ek het daar op die straat. Wonderlik waar mense jou hart vir die Here kan gee. Ek het daar op die straat my lewe vir die Here gegee. Waar is hy? Hy is reeds in die hemel. Kan nie wag nie. Jy het Jesus aangeneem en hy het jou sondes weggewas en jy het sy kind geword en jy het heilige lewe daarna en daarom kan jy die hemel binnegaan. En as jou naam nie in die boek van die lewe is nie, dan kan jy die hemel binnegaan en dan moet jy hel toe gaan. Maar luister net hier, nee. Jy kan maar kyk my nog sal binne wees, Marika, die berg. Ek voel jy moet goed, ek was in die kerk en ek was goed. So bietjie. Laat ons sien of Marika die berg die naam geskryf is in die boek van die lewe. Nee, jou naam staan nie. Maak seker? Marika, jou naam is hier geskryf. Kan nie wees nie, ek het vir daai stedelik predikant en gesê ek moet weer werk en ek het tot in die kerk gesit en asseblief, ek is seker julle maak nie te fout. Jou sonde is skeiing geword tussen jou en die Here. En jou hart is ver van hom af. Ja, maar luister, ek kan ek nie nou regmaak nie. Ek sal nou regmaak asseblief. Dit is te laat en daarom stem vir die hel. Waar is julle? Prys die Here. Ek het so uitgesien uit die dag. Hallo. Hallo, engel. Laat ons sien of jou naam geskryf is in die boek van die lewe. Is Albert Baard se naam geskryf in die boek van die lewe? Ek sien. Ja, jou naam is hier geskryf. Prys die Here. Ek het hom aangeneem as my verlosser en saligmaker. Hy het my gered, 'n nuwe mens gemaak. Alle eer aan hom. En die wat baie na regverdigheid gelei het, sal skitter soos die sterre vir ewig en altoos. Daarom kan jy die ewigheid ingaan. En verder word vir die regverdige weggeneem 'n kroon van die lewe
vir Jesus. Prys sy naam.